Dis tyd vir ons bitterlekker top 3 musieksegment. Nou 2 weke terug het ons 6 enkelsnitte van onafhanklike bekunstenaars of eerder kunstenaars aan julle bekend gestel en jy kon natuurlik vir jou gunsteling gaan stem. Salonia Ai. Goeiemôre, liewe Love Leon. Vandag maak ons die top 3 bekend en natuurlik die Julie wenner van die bitterlekker top 3. Inderdaad, so in alfabetiese volgorde. Hier volg Julie se top 3 benoemings. Eerstens Emmy se lied Wat gaan gebeur en dit handel oor haar wat as oomblikke in die lewe. Dan tweedens Vanus Pinaar se sang Vat haar bietjie plaas toe, 'n vrolike Afrikaanse country pop rock liedjie met hoop sokkie energie. En dan laastens die liedjie van Shawn Miles, Onthou jy nog? Nee, dis die liedjie se naam. Die lied gaan oor daai nostalgiese tye waaroor 'n mens kan terugdink in jou kinderdae en onthou hoe dit gevoel het om kind te wees. Leon, was jy 'n stoute kind? Nee, maar ek het so 'n bietjie stouter geraak met die jare. En die wenner vir Julie is Shawn Miles met Onthou jy nog? Ons luister gou 'n stukkie daarvan, dan gesels ons met hom hier in die ateljee. Wanneer laas het jy stap gaan sit en speel? Wanneer laas het jy gemaak asof iemand anders is? Sommer net, onthou jy nog die dag weer die las ek jou geswaai het? Of in die parkie saam met jou maas gespeel het? Ek toe ek nog 'n kind kon wees, onthou jy? Onthou jy, onthou jy, onthou jy? Yo, dis 'n lekker een. Dankie. Baie geluk Shawn en welkom weer by ons. Dankie. Baie geluk, jy is 'n kragyser en ek is mal oor jou liedjie. Maar jy is ook 'n skoolhoof. Ek is, ja. So ek hoop jou leerders is besig om te kyk. Ek hoop ook so. Ewe skielik voel ek moet so 'n bietjie meer op my plek wees. Ek- Maar Aandag en op jou plek. nee, goed meneer, ek sal. Vertel ons waar het jou liefde van musiek vandaan gekom? Ek het begin sing in 2004 in 'n talentkompetisie by die skool en ja, just never stepped off stage van daar af. So hier sit ons 'n paar jaar later en ons doen nog steeds waarvoor ek lief is. Wow. Okay, Besonder. en jy skryf jou eie musiek, né? Nee? So vertel my 'n bietjie van die liedjie. So die sang Onthou jy nog het ontstaan eintlik, soos julle weet ek is 'n skoolhoof en Nee, in vertel geval hulle ons. nie geweet het nie. Ek het eintlik so gestaan en gekyk hoe die kinders op die klimmenklauters rondspeel by die skool, jy weet, en ek het begin aan myself dink, jessie, wanneer laas het ek eintlik op 'n klimmenklauter geklim? En wanneer laas het jy in 'n boom geklim en allerlei tipe goed. So al daai thoughts begin terugkom in jou kop en ek het besluit ek gaan 'n nostalgiese song skryf oor hoe dit moet voel om weer jonk te wees as jy terug moes dink. Ek het groot geword in die 2000s toe punk rock hektiek, jy weet, in was, Blink-182 daai bands en besluit ek wil die genre punk rock sang maak net om so 'n bietjie meer, jy weet, 'n testimony te our past en our youth maak. En ja, toe ontstaan Onthou jy nog soos wat hy nou vandag staan. Ja, Ja. cool. Ek dink dit werk besonder goed. Dit het my so 'n bietjie teruggevat met daai Blink-182 klanke. Is jy 'n punk rocker, Salonia? Definitief. Definitief. Kan jy nogal sien met blomme in jou hare? Ek het altyd die neusringe gehad, dis 'n probleem. Hoorie, vertel ons, is daar nog musiek wat uitkom? What are you working on? Daar is definitief nog songs op pad. Die volgende song wat ek gaan doen is 'n song wat ek geskryf het oor my siel wat uit my liggaam uitkom en met myself praat in my slaap. So Ek hou Check it daarvan. out, it's an Bietjie album based van bo af. op 'n metavlak. Yes, Esoteries, ja. ek hou baie daarvan. Baie geluk en ja, weer eens ek hoop jou loopbaan loop so stroop vorentoe. Moenie te kwaai wees met die kinders nie. ek gaan probeer. Sê dit maar net namens hulle. Thanks. Daar is dit. Hulle gaan van jou hou. Sorry.